Goeiemôre almal, dit is dan vanoggend 14 Augustus 2026. Ons is nou by lesing 89 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nou by hoofstuk 164, die sleutel tot die begrip van geestelike geskrifte. Ek sien hier's heelwat nuwe mense. Ons lees nou nie vanmôre uit die Bybel uit nie. Maar die Bybel bevat net 'n deel van ons verlosser Yeshua, wie julle heel moontlik nog ken as Jesus. Maar wees verseker, dis die ware gestorwe en opgestane Christus of Messias van wie ons hier praat. En hy het dit goed gedink om aan die einde van die tyd alles wat gebeur het terwyl hy op aarde vir ons gegaan het vir 3,5 jaar, elke woord wat gespreek is, om dit te behou en vir ons in die laaste dae te gee. En ons het dit in Afrikaans vertaal, en ons is nou bevoorreg om dit vanoggend te lees. En dis nie woorde wat jy net lees soos 'n storie nie. Die wonder is, daar is 'n storie, maar dieper in die storie is daar groot verborge waarhede wat ons gees aanbetref. En dit is wat ons soek. Ek lees, ons het nou gister opgehou met die verklaring van die skepping van Adam en Eva, waar Yeshua sê die hele Genesis, eintlik die hele wet, is op 4 vlakke geskryf. En vir elke mens, afhangende van sy geestesgesteldheid, sal hy of 1 vlak, of 2, 3 of 4, waar die 4de vlak die hemelse vlak is, wat 'n baie hoë vlak is, wat jy nie sommer sonder 'n wedergeboorte sal verstaan nie. Wedergeboorte beteken tog net die kragtige inwerking van die Heilige Gees. Yeshua, ons Messia, Jesus aan die woord. Ja, vriend Cornelius, 'n reël en 'n riglyn daarvoor is daar in die sweer van die uiterlike wêreld nie te vind nie. Die enigste wat jou die sleutel gee en jou help om die gees van die skrif te begryp, is jou eie gees, wat uit my en my leer wedergebore is. Solank jy nie in die gees wedergebore is nie, help geen enkele reël jou enigsins nie. Maar as jy dit eenmaal is, het jy geen reël meer nodig nie. Want jou ontwaakte gees sal dit wat by hom hoort, ook maklik en vinnig sonder 'n algemene reël vind. En dit is in ons tyd baie moontlik. Dit is die uitstorting van die Vader se Gees, wat plaasgevind het in Handelinge 2, op die 50ste dag van Yeshua se opstanding, en wat beloof word in Joël 2 en Handelinge 2, dat die laatreëns ook kragtig uitgestort gaan word aan die eindtyd. Ons is nou aan die eindtyd. Hierdie woorde wat ons lees vanmôre is deel van die uitstorting van die Gees. Want as jy jouself nou gaan sit en bedink, hoe anderste kan Yeshua na ons toe kom as in die woord? Hy kan tog nie nou soos ons gesing het, wat 'n natuurlike waarheid is en is 'n voorbeeld. Hy kan tog nie op die wolke kom en vir al die mense van bo af onderrig nie. Party sal hom skiet, hulle sal mesiele op hom afvuur, en hulle is onwaardig om sy teenwoordigheid te verdra. Daarom kom hy in die woord, want hy is die woord, en kom hy, en as jy hom nie wil lees nie, good for you. As jy hom wil lees, as jy dit wil eet, soos wat dit veronderstel is om te wees, ons moet hierdie brood eet, dan is dit ook vir jou baie goed. Niemand word niks gedwing nie. Daar is mense wat nie hulle volle 30 dae hier uitsit by ons nie, dan sê hulle, hoor ek maar so van ons personeel, hulle sê nee, hulle stem glad nie saam met hierdie goed nie. Dis goed. Jy het 'n vrye wil. Ek lees net ons verlosser, wat vir jou ook gesterf het, se woorde. En waar nodig verklaar ek dit, omdat daar mense is wat baie jonk hier by ons is.
So dit is 'n hele vrywillige ding. Die hele hemele se toegang is vrywillig. As jou eie gees dit nie wil hê nie, dan gaan jy dit ook nie kry nie. So eenvoudig soos dit. Niemand gaan jou met klippe gooi nie. Niemand gaan jou 40 houe gee soos in die Ou Testament nie, as jy nie wil luister nie. Jy sal self die plek bepaal waarheen jy geskik sal wees om heen te gaan. Maar weet dat sonder Yeshua se woord niemand, maar niemand die poorte van die hemel kan ingaan nie. Niemand wat Yeshua nie sien as die allerhoogste wese wat een is met die Vader en sy Gees, en dat daar geen gesag hoër as Yeshua Jesus is nie, kan die poorte van die koninkryk nie beerwe nie. Dit is al baie duidelik in hierdie nuwe geskrifte gestel. En daarby is ongelukkig baie van ons volk wat agter dwaalleraars aanloop, wat 'n hele afskaling van Yeshua bepleit en verkondig, dat hy net 'n mens was en dat hy nie mens en God in een was nie. So vir een wat dit dalk gaan luister vanmôre op die bandjies, jy moet baie gou jouself van hierdie weë bekeer, want dit is net hy wat hierdie groot prys vir jou ook betaal het, en wat jy deur ontkenning van sy wese en sy gesag dit werklik terugklap in sy gesig. En wat gaan hy nou moet doen? Hy gaan jou nie terugklap nie, hy gaan jou net los, want jy wil nie sy hand vat nie. Maar wil jy ten minste die natuurlike betekenis van die skrif beter leer verstaan, as wat nou toe die geval was, dan moet jy sorg dat jy goed vertroud raak met die taal van die Illyriërs, wat in sy wortels die grootste ooreenkoms het met die oud-Egiptiese taal, welke byna gelyk is aan die oorspronklike Hebreëse taal. Sonder die taalkennis sal jy dit wat deur Moses geskryf is, nooit heeltemal goed kan lees nie, en daardeur selfs die woordelikse betekenis nie goed verstaan nie. As jy die aardse beelde wat daarin voorkom egter nie kan begryp nie, hoe sou dit dan met jou gaan, met die geestelike betekenis wat daarin verborge is, al het jy ook duisende reëls en aanwysings? Die huidige Judeese taal het byna geen ooreenkoms met die taal wat Abraham, Noag en selfs Adam eens gepraat het nie. Bly jy egter in my, Yeshua, in geloof en in liefde, dan sal die korrekte begrip van self aan jou gegee word, en nie eers binne so 'n lang tyd nie. Verder sal dit jou nie skaad as jy dikwels in die skrif sou lees nie, want daardeur sal jou siel bly soek en nadink. Is jy met hierdie antwoord tevrede? En ek wil net hier byvoeg dat ons nou wel 'n taal het, Afrikaans, waarin ons nou die skrifte kan bestudeer en lees. En Vader het ook na hierdie gemeente toe gekom, ongeveer 27 jaar gelede, en vir ons 'n opdrag gegee om die ou Hebreëus en Griekse geskrifte en in sommige gevalle Arameese boeke vanuit die oorspronklike tale waarin dit geskryf is, te translitereer, nie te vertaal nie. Vertaling is daar 'n deel van die mens wat bykom. Die mens maak die sin mooi, die mens, ons het 'n ding in Afrikaans dat die werkwoorde heel agter moet wees, wat nie in die oorspronklike geskrifte was nie. Die werkwoorde is voor. En daar is 'n rede daarvoor, dat wanneer die werkwoord voor in 'n sin is, dan neem jou siel die begrip op. Sodra die werkwoord agter is, dan neem jou verstand dit op. So sal baie mense groot probleme hê wat nou die taalkundige reëls van Afrikaans ken en sê, ja, maar hierdie mense
kan nie eens korrekte taal beginsels handhaaf nie. Ons handhaaf die oorspronklike tale se beginsels, soos byvoorbeeld ook die geslagtelikheid van woorde, want dit bring verskriklik baie openbarings na vore, wat nie na vore gekom het in ons oorspronklike Bybels nie, die ou 33, en dan die vervalsing van 1983, wat hulle die nuwe vertaling noem. Daardie boeke is heeltemal ongeskik om jou die wedergeboorte van die Gees te gee. Jammer om dit te sê, want dit kom tekort aan die oorspronklike Gees waarin die skrifte aan Moses gegee is. Nou antwoord Cornelius: sekerlik, majesteit en meester, 'n opregte hoop wat op 'n vaste grondslag berus, is meer werd as die volle besit van dit waarop die mense hoop. Daarom wil ek my nou verheug oor dit wat ek van u besit. Ontvang daarvoor my hartlikste dank. En elkeen wat nou saam met ons hierdie pad loop van die nuwe openbaring in hierdie gemeente omtrent ook nou 20 jaar, kan ook sê wat Cornelius sê. Ons verheug ons oor dit wat ons van u nou besit. En dit is hierdie lesings vanoggend, en waarvan daar duisende hoofstukke op ons webwerf is, nuweopenbaring.co.za, wat gratis beskikbaar is, en wat ook in ons biblioteke as boeke, ons biblioteek hier op die plaas as boeke beskikbaar is, maar wat ongelukkig nou gekoop moet word, omdat daar kostes aan verbonde is. Ons verheug ons ook daaroor. Toe ons Cornelius hiermee tevrede gestel was, kom die ou gewese owerste Stahar dadelik na my toe en sê: Majesteit en meester, wat ons almal nou uit u mond verneem het, is 'n leer wat ons nou goed verstaan, maar sal 'n ander dit ook verstaan as ons dit aan hom oordra? Wat het ons nie almal moes verneem, hoor en sien, om dit nou self te kan verstaan nie? Diegene egter aan wie ons dit nou moet gaan vertel, het vooraf nog niks verneem, gehoor en gesien nie. Hoe sal hulle dit met voordeel kan verstaan? Joshua praat en hy sê vir hom: vriend, waar sit jou ore dan? Toe ek dadelik in die begin gesê het, en dit julle selfs as 'n gebod opgelê het, dat wat julle gedurende hierdie nag hier almal sou sien en hoor, aan niemand anders verraai mag word nie. Dit moet vir die hele wêreld verborge bly. En dit was ook die rede hoekom hierdie boeke nie in die Bybel opgeneem is nie. Dit moes verborge bly, want dit is te wonderbaarlike, bonatuurlike kennis, wat die mense onder hulle voete sou vertrap het in die donker middeleeue, waar die bygeloof verskriklik was, en waar daar geen kennis oor die tegniese mee was nie, wetenskap, en al die ander dinge wat ons nou optel in hierdie nuwe geskrifte. Eers toe die mens op 'n gevorderde vlak kom, en sy bygeloof afgeskit het. Die enigste ou bygelowiges wat jy nou nog kry, is die wat basies vassit in die Rooms-Katolieke kerk. Hulle glo al hierdie ou bygeloofies. En die mens het so gevorder, ongelukkig meer wêrelds geword, maar as jy met 'n gesonde leer by hom kom, dan sal hy dit opneem. Maar van hierdie dinge wat ons nou in die afgelope week of 2 van gelees het, mag ons nie vir enige mens vertel nie, want dit sal 'n struikelblok vir hom wees. En ons mag nie struikelblokke voor 'n mens werp nie. Kom ons lees wat sê Joshua, wat moet ons met hulle praat? Wie in die gees waaragtig wedergebore word, sal van self alles verstaan. Wie egter wêrelds bly dink, sou dit so dwaas vind, dat hy hom daaroor sal vererg, as hy iets daarvan moet hoor.
Daarom is dit beter dat die wêreld niks daarvan hoor nie. Vir julle is dit, sodat julle kragtiger kan word, noodsaaklik om die geheime van die ryk van Elohim te begryp. En dit is voldoende vir die hele wêreld. Wat julle in my naam moet onderrig, en hier is vir ons 'n riglyn vandag, weet julle alreeds grotendeels. Al die ander is vir julle, wat of min of meer uitverkore is tot leraars van die volk, is seën, sodat julle sonder enige twyfel kan glo, dat ek, Yeshua alleen, van ewigheid af meester, majesteit en meester is. Want as julle die korrekte en onwankelbare geloof het, dan sal julle ook maklik in julle leerlinge die vaste en lewende geloof wek, deurdat julle hulle eers julle eie geloofskrag toon. Om dit egter in al sy krag te kon laat sien, was dit nodig dat julle eers oortuig sou wees, dat ek uitgegaan het van die Vader, om in julle vlees, julle almal die weg van die lewe te toon. As jy dit nou hopelik tog begryp het, dan sal jy nou ook goed weet, wat julle almal, wanneer julle deur my uitgestuur sal wees, aan die volke moet preek. Wees vir Elohim, julle ewige Vader, bo alles lief, en julle naaste soos julle self, en hou julle by die gebooie wat Elohim God deur Moses aan al die mense gegee het, dan is dit my hele leer wat julle aan die volke moet preek. Meer is nie nodig nie. Daar is die kern van wat ons moet met die algemene mens verkondig. Liefde vir Vader en liefde vir die naaste. En dit dan toelig met voorbeelde soos wat die bergpredikasie dit vir ons wys. Seën die wat jou vervloek, draai die wang, moenie oordeel nie, wees barmhartig. Al daai goed ken ons. Dit is wat ons vir die mense moet predik, nie eintlik iets anders nie. Wel sal jy mense wat redelik tyd by jou is, en jy kan sien aan sy vordering, dat hy 'n hongergees het, en dat hy meer wil weet, vir so 'n persoon sal Vader, deur sy gees, vir jou wys wat jy vir hom kan gee. Ek sit baie keer met nuwe mense wat na my toe kom, dan sit ons in die raadsaal, lekker gesels, drink 'n koffietjie, en gesels oor die woord, oor die nuwe openbaring. En dan kom dit op 'n stadium wat Vader net vir my gesê, nou bly jy stil, dis nou genoeg. Met ander mense sal hy my laat praat, aanhoudend, want jy kan sien, hier voor jou het jy 'n spons. Hierdie man kan nie, of vrou kan nie genoeg kry van hierdie woorde nie. En dan kan jy hulle meer gee, maar die gewone norm is, gee eers vir mense 'n voorgereg. Stop dan. Dan as hy weer kom, dan kan jy hom die hoofgereg gee. En dan kan jy ook weer vir hom, as hy later weer by jou draai, kan jy 'n nagereg gee. Ek praat nou van in die gees, die woorde van Yeshua. Moenie begin met die taai goed, soos wat ons in hierdie afgelope week se lesings gehanteer het nie, naamlik, wat gebeur met siele aan die ander kant na die dood. Daai persoon gaan vir jou die eerste ding vra, waar kry jy dit en hoekom glo jy dit? Hoe weet jy dis waar? So 'n persoon is nog glad nie voorberei vir Yeshua se openbaringe nie. Hierdie persoon moet dan eers 'n tyd lank in die liefde vertoef om sy siel se grond voor te berei, te ploeg, nat te maak, te bemes, want die saad wat jy nou daar wil saai, moet in so goed voorbereide siel geplaas word. En daarom is dit nodig om eers vooraf klein dingetjies te doen, totdat jy sal weet in jou gees, Vader sal jou sê ja of nee, gaan voort of stop, sodat so 'n persoon nie afgeskrik word deur goed wat vir hom heeltemal vreemd is nie.
Ongelukkig is dit hier waar ons nou die lesings gee vir mense wat absoluut nie hier is en feitelik niks weet nie, en dan ook mense wat al 20, 30 jaar by ons is. Nou moet 'n mens nou maar probeer om dit vir almal aanvaarbaar te maak. Maar as jy nie alles verstaan nie, moenie moedeloos raak nie. Bly net op die pad van geloof, bly by Yeshua, vra hom om jou innerlike te omvorm om hierdie woorde te kan ontvang. Maar al die ander wat julle hier hoor, is vir julle bestem, soos wat ek het so pas by herhaling aan julle uitgelê het. Nou weet jy hopelik wat jou in die toekoms te doen staan, en waar jy op moet let, en daarom kan jy wel weer na jou plek teruggaan. Daarom gaan Stahar na sy plek terug. Hierdie ou kerel was 'n priester in die tempel gewees, 'n owerste priester. Baie verstokte ou, wat ons vandag se tyd sal sê, hy was 'n ou dominee in die kerk. En dis hoekom hy die vrae vra. Koning Oran staan nou op en vra my, Majesteit, Meester en Elohim, u weet waarom ek op reis gegaan het. Wat ek gesoek het, het ek ook gevind. Hierdie fonds is vir my 'n groot weldaad, en sal dit vas en seker vir elkeen wees wat dit net soos ek gevind het. Sonder lering kan niemand dit egter vind nie. Dit is daarom die vraag wie onderrig moet gee, en wat daarvoor nodig is om 'n kundige leraar van die volk te wees. Moet die leraars soos boodskappers van die een plek na die ander reis, en van die een land na die ander trek, of sou dit eerder beter wees om vir die volk skole op te rig, dit te voorsien van die beste leraars, en die mense wetlik voor te skryf om hierdie skole te besoek? Majesteit en Meester en Elohim, ek versoek u barmhartiglik om my daarvoor 'n riglyn te gee, want ek wil en sal alles doen wat u wil en wens dat ek dit sal doen. En dit is ook altyd die vraag wat mense uiter, moet ons skole oprig, moet ons kerke bou, moet ons wat doen om die mense hierdie woord te bring. Kom ons lees hoofstuk 1:6-5, die egte leraars van die evangelie. Meet hulle nou, soos ons lees, aan die huurlinge wat in kerklike organisasies sit, wat hulle eie kweekskole het, hulle eie stelsels, en die mense betaal om die evangelie te verkondig wat via die kweekskool aan hulle opgedra is. Yeshua sê, jou werklike ernstige goeie wil geval my, maar ook jy het iets wat kort van geheue geword, want ek het vir jou, en veral Mathael as jou skoonseun, tog al meer as voldoende aanwysings daarvoor gegee. Dink net 'n bietjie na, dan sal jy dit wel vind. Verder is dit immers van selfsprekend, dat die een wat 'n blinde wil lei, self moet kan sien, sodat hy nie tesame met hom in 'n kuil val nie. Jy kan nie aan jou broer sê, kom, laat ek die splinter uit jou oog haal, as in jou eie oog miskien selfs 'n hele balk is nie. Daarom moet 'n ware leraar vry wees van gebreke, wat hom kan hinder by die uitoefening van sy ampt. En is hoofsaaklik hier geestelike gebreke. Want geen leraar is beter as 'n leraar met gebreke. Omdat ek julle oplei tot leraars, toon en verklaar ek julle ook soveel sake en dinge waarvan mense nog nooit gehoor het nie. Elke goeie leraar moet daarom ook eers deur Elohim God so onderrig wees,
soos wat julle nou ook deur Elohim onderrig word. Die Vader in die hemel moet hom opvoed, anders bereik hy nie die volle lig van die waarheid nie. As hy dit egter nie bereik en daardeur nie self lig word nie, hoe moet hy dan in staat wees om die nag van sy naaste te verlig? En hier is 'n skrikwekkende stelling wat Yeshua hier maak, dat as leraars nie hierdie nuwe openbaring het nie, is hulle nie geskik om sy ware leraars of ware evangeliste te wees nie. Want hier waar ons nou hierdie dinge lees in die 11 boeke van die Johannes Evangelie, is basies die eerste en sover my kennis strek die laaste profeteskool wat 2000 jaar gelede opgerig is deur Yeshua self. Dit is al sy woorde terwyl hy gewandel het oor die aarde. En nou kry ons dit weer vars. Daar kan tog nie 'n beter profeteskool wees nie. En soveel mense wat nou, hy is jonk, hy is 18, 20, dan wil hy, hy sê hy is gelei deur Vader om nou te predikant te word of 'n pastoor. Dan waar gaan hy heen? Hy gaan nie na hierdie profeteskool toe nie. Hy gaan na menslike profeteskole toe. Na kweekskole toe, na plekke in Amerika waar jy 'n pastoorsopleiding kan kry ensovoorts. En daar kry hulle nie, ongelukkig nie die volle waarheid nie, hulle kry gedeeltelike dele van waarheid. Maar die denke van die kerk is altyd oorheersend. En daarom kan dit nie met reg nie Yeshua se skool genoem word nie. Want die nag moet verlig en dit in die dag moet verander. Moet self 'n lig wees soos wat die son is, wat nou byna opkom. As die son egter donker sou wees en swart soos steenkool, sou dit dan die aardse nag wel in die mooiste dag kon verander? Ek dink dat dit dan die nag nog swarter en ligloser sou maak as wat die nag op sigself eers was. En dit is werklik waar wat hier staan. 50, 70 jaar gelede was die evangelie wat verkondig was as algemene Christelike evangelie, al was dit deur verskillende kerke verkondig, was 'n baie ligter evangelie, evangelie van lig, terwyl die evangelie wat nou op die aarde uitgaan, wat deel is van die algemene wêreldraad van kerke se evangelie, waar hulle in die verskillende tale van volke nou the New International Bible of Version het, wat alles geskoei is op interpretasie en nie op die oorspronklike bestaande skrif nie, is letterlik nag. En dit kan nie dag bring in 'n mens se siel nie. Dit is ongelukkig so. Ons kan nou lank daaroor praat, maar dit is die toestand wat ons nou het. En dit is wat hierdie evangelie wat ons nou lees bring. Dit bring lig in ons nag. As jy jou volke lees, skryf en rekeninge, is dit nou vers 5? 4. Daarom is 'n leraar wat nie deur Elohim God opgevoed is daarvoor nie, slegter as glad geen leraar nie. Want so duistere leraar is maar net soos 'n sak vol slegte saadkorrels, waaruit alle onkruid van die ergste bygeloof gestrooi word in die fore van die mense lewe, wat in geestelike opsig noodsaaklikerwys van nature altyd armoedig is. As jy jou volke lees, skryf en rekene wil laat leer, kan jy geskikte wêreldse leraars neem en dit deur die kinders in die skole wel laat bybring.
Maar my evangelie kan en mag slegs deur diegene met vrug en seën aan ander mense verkondig word, wat al die eienskappe besit, wat ek vroeër duidelik as voorwaardes vir die ampt genoem het. En in kort is dit daardie leraars wat voluit in die liefde staan vir Vader en vir die naaste, en wat nie aan 'n organisasie behoort waar hy 'n huurling is nie, en definitief nie in 'n organisasie waar hy beroep word nie. Want 'n leraar vir Vader moet geroepe wees deur die Gees, en nie beroep deur 'n organisasie wat waan dat hulle die waarheid het, maar net dele daarvan besit. Maar skole is nie 'n probleem nie. Rekenkunde, skryf en lees is belangrik dat ons mense daardie basiese goed het, maar die geestelike moet deur 'n bevoegde persoon van Yeshua aan die kinders oorgedra word, en dit hoef nie net 'n man te wees nie. Vir kleinkinders is vrouens baie meer geskik om die evangelie oor te dra, vanweë hulle groot liefde vir klein kindertjies, wat nie altyd by ons mans teenwoordig is nie. Vers 6, daarvoor is egter geen spesiale skoolgeboue nodig nie, maar 'n egte hemelboodskapper wat van gemeente tot gemeente gaan en sê, vrede sy met u, die ryk van Elohim het nou naby u gekom. As die boodskapper aangeneem word, moet hy bly en preek. Word hy egter nie aanvaar deur 'n gemeente wat te wêrelds en duiwels geword het, dan moet hy verder gaan en selfs eers die stof van sy voete afskud. Want so 'n gemeente is selfs nie werd dat 'n egte hemelboodskapper die stof daarvan aan sy voete saamdra nie. Baie ernstige riglyne vir 'n werklike hemelboodskapper. My leer moet egter aan niemand opgedring word nie, maar een of meer mense uit so 'n gemeente moet eers van die onmeetlike groot voordele van my leer uit die hemele hoor. As hierdie mense die leer wil hoor, moet hulle dit kort en bondig vertel word. Wil hulle dit egter nie, of toon hulle min belangstelling, dan moet die hemelboodskapper dadelik weer weggaan. Want aan swyne of varke moet kosbare parels nooit as voedsel gegee word nie. En wat is die boodskap wat jy vir hulle moet bring? Liefde vir Vader en liefde vir die naaste. En as hulle daai boodskap nie wil hoor nie, dan moet jy weggaan. Geen ander boodskap nie. Ons het deur die jare heen het die Israeliete in hierdie land heeltemal basies van die oorspronklike opdrag afgewyk en alle ander goed wil leer. En dan as die mense dit nie vat nie, dan verwerp hulle. Hier, as jy die liefdesboodskap bring en die gemeente wil dit nie aanvaar nie, stap weg. Gaan soek 'n ander gemeente in 'n ander dorp of stad. Nou weet jy hoe die uitbreiding van my leer sy gang moet gaan. Maar van nou af aan mag jy hierdie riglyn van my nie weer vergeet nie. Laat verder vir al hierdie gewyde en allerheiligste werk maar oor aan Mathael en sy 4 metgeselle, want hulle weet nou presies wat hulle met betrekking tot die uitbreiding van my leer sal moet doen en reël, en hulle sal in hulle hart ook altyd in gesprek bly met my, Yeshua, wat ook 'n noodsaaklike voorwaarde is vir die ware uitbreiding van my leer. Want wie sy broers, het sy hoog of laag, in my naam onderrig, moet nie uit eie, maar altyd slegs uit my bron put. Hy sal nie hoef te dink nie. Wat sal ek moet sê as ek vir hierdie of daardie mens die woord van die meester kom verkondig? Want op die regte oomblik
sal vir hom in die hart en op die tong gelê word wat hy moet sê. Wie egter hierdie barmhartigheid ten dele val, moet nie huiwer om dit hardop te verkondig, as hy miskien angs, vrees of skroom het, om 'n maghebber moontlikerwys te beledig of selfs kwaad te maak nie. Want wie meer vrees vir die wêreld het as vir my, is my sekerlik nie werd nie, en ewemin my geringste barmhartigheid, en sal nooit geskik wees as 'n hemelboodskapper nie. Jy sal dit egter makliker hê in jou ryk, waar jy wetgewer en opperregter is, en waar jou volk jou vrees, omdat hulle die onherroepelikheid van jou oordeele en uitsprake ken. 'n Leraar egter, wat as hemelboodskapper in 'n plek sal kom, wat regeer word deur 'n streng vors, sal beslis meer moed nodig hê, as jy as gevreesde vors van jou uitgestrekte land. Wie egter 'n egte hemelboodskapper is of wil wees, moet geen staf by hom hê nie, nog 'n ander wapen, ook moet hy geen sak by hom hê om iets in te bære nie, want ek self sal hom wel vriende besorg, en die sal hom gee wat hy as mens van vlees en bloed nodig het. Ook moet 'n egte hemelboodskapper, behalwe in die winter of in die koue lande van die noorde, nie meer as een mantel dra nie, sodat niemand hom kan verwyd dat hy te veel en 'n ander daardeur te min het nie. As iemand hom egter nog 'n tweede of 'n derde skenk, moet hy dit sekerlik aanneem, of 'n derde skenk, moet hy dit seker aanneem, want hy sal geleenthede vind, waar sulke vrome gawes baie goed gebruik kan word. Ooraan hierdie is nou al die reëls waarby die ware leraars hulle moet hou. Slegs een ding voeg ek nog daaraan toe, naamlik, iedere egte hemelboodskapper sal van my die gawe ontvang om elke sieke deur die oplê van sy hande te genees. En die ware boodskappers moet in die gemeente ook eers die siekes wat moontlik daar aanwesig is, genees. Dit sal in die gemeente 'n goeie gesindheid teweegbring, waardeur hulle dan eerder vir die nuwe leer uit die hemele ontvanklik sal word as deur 'n hoe goeie toespraak. Elke mens luister tog iewers na die woorde van 'n dokter, liewers na die woorde van 'n dokter as die van 'n profeet. Ook al gee die hoeveel lig, wat ek, Yeshua, doen, moet ook 'n egte hemelboodskapper doen, wat deur my na alle lande van die aarde gestuur word. Alleen moet 'n egte hemelboodskapper ook voordat hy die hande oplê, altyd goed onderskei of 'n siekte van sodanige aard is, dat die persoon hom al meer in die hiernamaals as aan hierdie kant bevind. Dit beteken hy moet uitvind of die ou nie al besig is om dood te gaan en al reeds skei van sy liggaam nie. As die ware hemelboodskapper die siel van die sieke reeds buite die liggaam sien, moet hy hom nooit die hande oplê nie, maar slegs vir hom bid en in my naam die siel wat van die wêreld skei, seën. In kort is dit egter so. Elke egte hemelboodskapper sal op die regte oomblik duidelik besef wat hy moet doen. Oram, is jy nou op hoogte van alles wat jy wou weet? Hierdie koning Oram sê, ja, majesteit en meester en Elohim, die enigste waaragtige, heel innige dank daarvoor. En my volk moet en sal u orals loof en prys, omdat u hulle ou koning soveel onverdiende barmhartigheid geskenk het, waardeur ook hulle dit deelagtig word. Daarom dank ek u nogmaals heel innig daarvoor. Einde van die hoofstuk.
Ek dink ons het genoeg riglyne hier vir mense wat hier sit en leraars eendag wil wees, wat 'n behoefte het om Vader se woord uit te dra aan die mense. Moenie moedeloos raak as jy nog nie al die dieper en verborgde kennis het nie. As jy wel vir mense kan goed aan die oorkant druk dat hulle die liefde moet doen en moet handhaaf, dan is jy al geskik om vir Yeshua werk te gaan doen. Ons is nie soos predikante van die sisterskerke nie. Hulle het almal geweldige klomp boeke in hulle studeerkamer of in hulle konsistorie, waar hulle ook al sit. En dit is boeke wat elke vers in die Bybel vir hulle 'n preek klaar uitgewerk het. So as ek môre in Joël 2 'n preek wil gee, dan trek ek die boek uit wat Joël 2 het, ek maak hom oop en ek skryf daai preek af. Al wat ek doen is ek kleur hom net 'n bietjie met 'n paar lokale kleure in. En dan sal al die predikante wat oor die land is, sal almal dieselfde preek gee, behalwe dat die lokale goedjies bykom, wat dit nou maak asof hy dit nou uitgedink het. Hulle wil nie graag die mense vertel nie, maar al hulle preke is uitgewerk deur wie? Deur mense, deur professore, doktore en alles in die teologie. Terwyl Yeshua net wil hê dat jy sy woorde moet oordra aan die mense. En as hy nie in jou kan werk met sy gees nie, as hy geblok word deur hierdie doktore en professore, dan kan hy nie deur die man praat nie. Al staan daar op die kansel, so spreek die Here. Dis nie die Here wat spreek nie. Dit is die kweekskool wat spreek deur hulle leiers. En die bewyse daarvan sal op sy preek sigbaar wees, naamlik dat dit dieselfde preek is wat al die ander predikante sal preek wat oor daai stuk nou moet 'n lesing gee of 'n preek voorberei. Ons moet in ons harte by Yeshua wees en met hom vra om vir ons te lei in ons voorbereiding en te lei in die aanbieding daarvan. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens bly by die woorde wat ons nou vanoggend gelees het. Want dit is sy woorde, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Soos wat ons nou die voorreg het by Dogter van Sion gemeente om al hierdie woorde te hê van verskillende fasette van die samelewing en van die geskiedenis en van die Bybel. Goed, ons sal môre verder sien wat gee hy vir ons. Baie dankie.